pleit by julle om nie te glo wat ek sê nie, om nie 'n enkele woord te glo wat ek sê nie. En ek weet mense dink baie keer ek maak 'n grappie as ek dit sê, maar ek is regtig ernstig. As ons vertroue op mense sit, dan is daar altyd moeilikheid wat op pad is. En die Bybel gee vir ons daai ongelooflike sterk waarskuwing. Moet jou vertroue nie op mense sit nie, sit jou vertroue op die Here. Het julle al gesien, ek weet nie wie van julle kyk Barbara O'Neill se goedjies nie, maar sy noem dit nogal baie in haar lesings en dit het my so by regtig deurgedring tot my, maar dit het spesiaal betekenis vir my ontwikkel toe ek besef het dat die Bybelversie is herhaal. Wat beteken dit as die Bybel iets dubbel sê? Altyd dieselfde. Oral waar dit herhaal word, is dit iewers waar die Here spesiaal klem op dit wil hê. En daai versie het 'n herhaling. Die een versie sê moenie vertrou op mense sit nie, dit is beter om die Here te vertrou. Die volgende versie sê dit is beter om die Here te vertrou as om jou vertroue op prinses te sit. Nou vir my, ek weet nie presies wat alles is wat die Here daarin by bedoel het nie, maar vir my voel dit die Here het spesiaal gesê oppas om te dink dat net omdat iemand in 'n hoë posisie is of 'n hoë plek is of een of ander kenner is in sy veld, dat jy hom outomaties vertrou. En ek noem dit want soos wat ons vanmiddag 'n bietjie gaan gesels, ons gaan nou net weer eens een klein onderwerp deurgaan. Daar's baie wat mens kan sê oor gesondheid. Maar soos wat ons deur dit praat, gaan ons sien daar is baie keer verskille met wat mens hoor van ander kenners af. En ek dink ek sal verbaas wees as julle vir my sê julle het dit nog nooit ervaar dat mens hoor een ding by een dokter en hoor jy 'n ander ding by 'n ander dokter en dan dink jy, okay, maar hoe moet ek nou weet wat een moet ek glo? Het julle dit ook al ervaar? Of jy gaan na die dokter toe of die spesialist toe en hulle sê een ding en hulle sê okay, hier is jou plan van aksie en dan verwys jou na die fisioterapeut toe en dan verwys jou ook na die dieetkundige toe. Dan sê die fisioterapeut iets wat bietjie anders is en die dieetkundige gee vir jou 'n hele ander dieetplan as wat die spesialist gegee het. En nou moet jy nou die keuse maak. Is dit nie so nie? Het julle ook al daai ervarings gehad? So wanneer ons deur vanmiddag se inligting gaan, dink ek dit sal nie 'n verstommende ding wees as ons hier deurgaan en ons besef hoor, maar ek het al iets anders gehoor by die dokter en my ander spesialist het iets anders gesê. En my gebed is dat die Here ons sal help om op die einde van die dag nie uit te werk wat sê Barbara O'Neill en wat sê dokter so en so en wat sê dokter Jade nie, maar dat ons sal kan wat is die woord vir tools? Gereedskap. Dat ons die gereedskap kan ontdek hoe ons op die einde van die dag die Here se wil kan ontdek. Want kan daar 'n beter plan van aksie wees as om die skepper van ons liggame te volg? Dis onmoontlik. Ons sê baie keer ook vir mense, as ek my kar wil laat diens, dan vat ek hom nie na die plek toe wat die yskas vervaardig nie, want ek gaan na die mense toe wat die kar vervaardig het. So ons is geneig om na mense toe te gaan, maar mense weet net so min van my liggaam as wat die yskasmaatskappy weet van hoe my kar te diens. Die Here is die enigste een wat ons aan mekaar gesit het en dit is regtig waar sy wil wat ons probeer navolg en wat ons probeer soek. En met dit in gedagte, wil ons weer die vraag so 'n bietjie verder vat wat ons vanoggend al reeds begin het. Ons wil die vraag verder vat, wat kan ek doen, nie net om gesond te wees sodat dit nou lekker is nie en sodat ek lekker kan oud word nie. Ja, dit is 'n groot deel daarvan en ek dink ek hoef nie eers tyd te spandeer om vir ons almal te oortuig dat siektes is besig om oor te vat nie. Hoeveel van julle ken meer gesonde mense as siek mense? Dit is kokwekkend as mens daaraan dink, is dit nie? Toe ons kinders was mense wat siek was in die kerk, was die wat jy spesiaal voor gebid het. Nou wil jy amper spesiaal bid vir die wat gesond is. Dankie Here dat daar nog iemand is wat oorbly wat gesond is, want almal het een of ander gesondheidsprobleem of een of ander siekte. En dit bring ons terug na die vraag toe, dit gaan nie net oor hoe om gesond te word in hierdie wêreld wat so besmet is met siekte nie, maar vir ons as Christene dink ek die groot vraag is, hoe kan ek my brein gesond hou? Hoe kan ek my gedagtes so helder as moontlik hou? Hoe kan ek daai deel van my brein beskerm wat ek weet, wat ek so afhanklik van af is, om te kan onderskei tussen goed en sleg en tussen waarheid en leuns en om te kan bepaal wat is God se wil en wat is mense se opinie. En ek hoop dat ons weer 'n bietjie prakties kan raak met dit, maar ons gaan nog so 'n bietjie van 'n, ek wil amper sê nog 'n vergelykenis vir 'n object lesson as mens dit so kan sê, deurkyk. Ons gaan vanmiddag so 'n klein bietjie gesels oor skoonmakers. En dis vir my 'n interessante ding hierdie onderwerp en ek wil so 'n bietjie aanhaak by wat Adrian oor gesels het vanoggend. Wanneer het die Here begin besef dat hy sal 'n plan van aksie moet in werking kry vir siektes? Nou onlangs vandat kankers baie oorgeneem het. Of toe die eerste persoon siek geraak het
en julle vang waartoe ek op pad is. Die Here het geweet daar kom moeilikheid en hy het voorsiening gemaak. Is dit nie so nie? Nou wanneer presies hy daai voorsiening gemaak het, weet ons nie al die detail van nie. Ek het nog steeds in my eie agterkop vraagtekens oor toe Adam en Eva gesondig het, net soos wat bome voor die tyd nie dood gegaan het nie en plante het nie dood gegaan nie en daar het geen blare verlep nie en toe die hele skepping verander het toe sonde ingetree het, wonder ek wanneer het sekere van hierdie goeders in ons liggame ook ingetree, maar ongeag van wanneer die Here dit gedoen het, weet ons dat die Here het 'n stapie vooruit gegaan. Is dit nie so nie? Hy was verseker vooruit gewees en hy het nie gewag totdat die siektes ingetree het voordat hy sekere goeders in plek ingekry het nie. So ons gesels oor skoonmakers en die vraag is, watter metodes het die Here in ons liggame ingebou of watter verskillende meganismes het die Here ingebou in ons liggame om te kan nie net herstelling meebring nie, maar om te kan skoonmaak wanneer ons blootstelling gekry het aan goeders wat nie goed is vir ons nie. En miskien voordat ons daai vraag antwoord, ons het gespot terwyl ons nou middagete geëet het. Mense sê baie keer vir my as ek praatjies aangebied het iewers en sê hulle, maar ons soek 'n lys, ons wil weet wat is gesond en wat is ongesond. Ek het nou opgehou om daai lys mee te bring want ek dink ons almal weet tot 'n mate, maar kom ons verfris net ons geheue. As julle nou moet dink aan voorbeelde van goeders wat toksies is vir ons, wat nie gesond is vir ons nie. Wat is van die voorbeelde wat julle van weet wat nou nie regtig iets meer is wat mense oor hoef te wonder nie, maar wat ons weet verseker en sonder twyfel, dit is iets wat onggesond is. Wat is die goed wat ons weet? Alles wat lekker is. Ons gaan terugkom na daai ene toe. Herinner my as ek vergeet. Maar dit begin nader aan so voel want die lys kan nogal lank raak. Suiker is een van hulle. Ons praat oor suiker. Nou ek moet nou baie versigtig wees hoe ek nou hierdie situasie hanteer, maar ten spyte van ons eie kennis. Maak nie saak hoe ons in huisgesinne groot word waar ons leer dat suiker is nie goed vir ons nie, het ons beneiging om baie keer maar tog maar goedjies te eet wat vol suikers is, selfs wanneer ons 'n bietjie verkoue het en siek is, dan doen ons dit nie te min in elk geval. Die feit van die saak is, dis omdat dit lekker proe, is dit nie so nie? En 'n mens kan baie maklik redeneer en sê ja, maar dis net nou en dan, want dit is nie 'n algemene ding nie, en dit is so dat ons liggame kan tot 'n mate cope, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir dit nie, ek dink dit is Afrikaanse woord. Kan ek hom maar indoop in Afrikaans in. Ons liggame kan cope met 'n sekere hoeveelheid goeders as dit regtig waar in die minderheid is. Maar ons moet bewus wees van wat dit is wat nie goed is nie. So suiker is een van hulle. Wat is ander gifstowwe wat ons weet wat nie ideaal is nie? Verfynde kosse spesifiek omdat daar soveel bygoeders ingekom het. Daar's miskien een hoofbestanddeel, maar saam met daai een hoofbestanddeel is daar 'n klomp bymiddels, dis chemikalieë, dit is kleersels, dit is allerhande goedertjies, dis MSG, dit is preserveermiddels. Ek bedoel, mens lees nou al artikels wat hulle van praat dat hulle kan wetlik natuurlike kleersel die op die etiket sit vir natural colorants en dan sit goggos, sekere goggos wat fyn gemaak word om die kleersel te maak. So 'n mens moet al hoe meer versigtig wees met as daar so 'n lang lysie van bestanddele is. En as jy van dit nie kan uitspreek nie en as van dit net so 'n vaarterm is soos natural sweeteners, dan het mens eintlik 'n paar vrae wat jy moet vra in dit. En ons gifstoflysie is suiker en dit is verfynde goeders en ons kan daai lysie uitbrei totdat ons blou is in die gesig. Dit kom alles neer op die feit dat daar is 'n klomp goeders in ons omgewing deesdae wat eintlik skadelik is vir ons. Wat is daar wat ons aan blootstelling kry wat ek wil amper sê wat miskien buite ons beheer is? Kan ek beheer hoeveel suiker ek inkry? Ja, ek het 'n groot mate van beheer oor dit. Kan ek kies hoeveel Cokes gaan ek in 'n week indrink? Ja, ek het 'n keuse daar om te maak. Maar is daar goeders wat buite ons beheer is? Daar's sekere kossoorte, daar's GMO kossoorte wat ons nie altyd van bewus is nie. Die manier hoe sekere groentes vervaardig word en vrugte en die sprei goeders wat hulle op dit sit, ja, nog. Die lugbesoedeling. Elke liewe asem wat ek invat is daar gifstowwe wat inkom in my liggaam. En ek kan kies om nie meer kos te koop by 'n winkel nie as ek 'n alternatief het en ek kan 'n keuse maak. Ek kan 'n daadwerklike besluit maak om te sê ek gaan soveel as moontlik van my eie kos probeer groei en ek gaan my eie groentetuin hê en ek sal dit baie sterk aanraai vir enige iemand wat 'n stukkie grond het. Ons het al groente groei letterlik in spasies so groot as die grootte van 'n deur. So daar is goeders wat ek kan doen, maar ek kan ook nie ophou asemhaal nie. En die Here het dit geweet. Die Here het geweet dat daar gaan blootstelling wees wat ons het. Daai blootstelling wat ek kry, wat ek nie oor beheer het nie. Bedoel dat ek kan dan agter dit gaan wegkruip en gaan sê, "Wel, ek kan in elk geval nie help nie, so dit help nie, ek probeer nie." Natuurlik nie.
dit wat ek wel oor beheer het, vra die Here dat ek wel my keuses daarin uitoefen. Maar hy het geweet dat daar gaan sekere dinge gebeur wat ek nie noodwendig gekies het nie, maar wat in my omgewing inkom of in my liggaam inkom. En met al daai faktore in ag geneem het die Here nog lank voor die eerste gifstof bestaan het hy alreeds voorsiening gemaak. En ons gaan so kortliks bietjie kyk daarna. Ons skoonmakers in ons liggame is van kardinale belang en is eintlik 'n span. Daar is 'n hele paar van hulle. So as ons nou kyk na die proses, en ek gaan die Engelse woord hier so inbring, want dit is 'n woord wat ons algemeen hoor. Julle het al die woord detox genoem of gehoor, julle het al gesien seker op die internet, dit is partykeer so 'n woordjie wat hulle mens aanmoedig om te sê kom doen 'n detox hierso of kom doen 'n detox. Waarvoor staan die woord detox? Wat bedoel dit eintlik? Detoxification, so dis 'n kort vir dit, en to detoxify is om ontslae te raak van toksines. Dit is maar die kort en die lank van dit. Maar het ek noodwendig altyd nodig om een of ander buiteplek te gaan besoek om te detoxify? Nee, die Here het sekere detox meganismes in my liggaam ingebou. En ons wil weet wat daai meganismes is, want daar's 'n manier vir my om dit of aan te help of in te kort. En ek dink dit is vir ons is goed om net 'n bietjie van dit te verstaan partykeer, want ons kan ons liggame eintlik 'n bietjie kneelter onwetend sonder dat ons dit self besef. So die verskillende meganismes in my liggaam, en ons kan nou baie lank praat oor verskillende opsies van dit, maar kom ons hardloop so 'n paar deur van hulle. Julle ken ek dink 'n groot oormeerderheid van hierdie meeste mense weet byvoorbeeld as ons die vraag vra, dan sê mense ja, ek weet nie niere onder andere raak van toksines ontslae. Maar kom ons kyk na 'n paar van hulle. Die vel is een van die grootste detox-organe in my hele liggaam. Inteendeel, die vel is die grootste orgaan. Hy dek die grootste oppervlakte en die vel se doel is nie net om seker te maak dat my bene en my bloed nie uitval nie. Ja, dit is wonderlik om al daai goeders toe te bære, en my pa is een van die eerstes om altyd te sê dat die Here het spesiaal die vel gemaak vir sy doeleindes, want enige iets wat onder die vel is, wil hy nie sien nie. Hy wil nie daarvan weet nie. Hy hou nie baie daarvan nie. As hulle in die movies iemand 'n inspuiting gee, dan wil my pa die TV afsit. So maar dit is nie die groot doel van die vel nie. Die doel van die vel tot 'n groot mate, ek dink weer eens omdat die Here 'n stapie vooruit was. Hy het geweet hier kom nou moeilikheid. Het hy seker gemaak dat die vel is 'n ongelooflike detox-orgaan. Hoe raak ons van toksines ontslae deur die middel van die vel? Sweet is 'n groot komponent daarvan. Nou hier is 'n interessante ding wat ek sal kortliks met julle deel. Toe ek klein was, het ek daai stukkie gelees in Genesis waar die Here gesê het van die sweet van jou aangesig sal jy nou leef. Dis mos nou net na die sonde ingekom het en die Here gee toe nou van die inligting oor hoe dinge nou verander het en hoe dit gaan wees. En onder andere sê hy, jy gaan nou eet van die sweet van jou aangesig. En ek het groot geword met 'n gedagte dat dit is nogal 'n lelike ding om te doen. Ek het geweet God is 'n God van liefde en alles dit, maar daai stelling het dit vir my moeilik gemaak om regtig die liefde in dit in te sien, want ek haat dit om te sweet. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek haat daai vuil gevoel en die sticky effek. Ek haat dit so baie dat ek vir my sweet oefeninge ten alle kostes. Ek sal alles doen wat ek kan om nie te gaan hardloop nie, om nie te gaan draf nie. Ek het dit geniet om te swem, want dan weet ek nie ek sweet nie. Ek haat dit om te sweet. En dit was vir my 'n laag en gemeene ding gewees om nou te sien, nou, ja, ek wil amper sê, van al die strawwe wat die Here kon uitdink, het ek gevoel, dit was amper een van die grootste strawwe wat hy nou kon op ons neergesit het om te laat sweet. En toe ek begin het om natuurlike gesondheid te studeer, en toe ek klaar gekwalifiseer is, en ek begin self meer bestudeer in leefstylmedisyne, toe leer ek van al hierdie verskillende voordele van die sweet, en hoe die vel so kosbaar is vir die detoxwaarde daarvan. En toe besef ek, joh, ons verstaan die Here partykeer so verkeerd. Mens dink partykeer hy sê, jy gaan nou gestraf wees. Jy het sleg gedoen, jy gaan nou sweet. Maar wat het die Here eintlik gesê? Hy het eintlik gesê, jy kan dit nog nie insien nie. Jy verstaan nog nie presies hoe hierdie keuses nou 'n effek gaan hê nie. Jy het nog nie die vaagste benul hoeveel negatiewe goeders gaan nou gebeur in hierdie omstandigheid wat ons nou ingetree het nie. Maar ek het alreeds voorsiening gemaak. En ek gee alreeds vir jou 'n, ek wil amper sê 'n profesie, dat ek voorsiening gemaak het om julle te kan deurtrek deur hierdie moeilike omstandighede. Wanneer het Adam en Eva se liggame begin afbreek, as mens dit so kan sê?
ons sien dit in, dit moet direk na die sondeval wees. Maar nou dink mense 'n bietjie, want nou, ons onthou nie dat hulle onmiddellik siek was as sulks nie. Wat was eers een van die eerste goeders wat gebeur het toe hulle begin sondig het? Hulle het begin angstig voel. Is dit nie so nie? En wat doen angs in ons liggame? Hulle het teen begin sweet, dis heel moontlik. Daai angstigheid, is angs gesond vir ons? Angs en stres is een van die grootste bydraende faktore tot siektes. Dit ontlok aanhoudende gifstowwe wat deur die liggaam geproduseer word en gevorm word, selfs buiten van die toksines wat inkom. Angs en stres maaklik my liggaam toksines produseer, self produseer. So die Here het geweet, selfs net om in sonde in te getree het en om daai angs te ervaar, het alreeds begin toksines vorm. En hy het van die begin af het hy gesê, ek het al klaar, ek gaan nou 'n manier maak vir jou liggaam om te kan skoonkom. So sweet is een van die goeders, vel raak ontslaaf van toksines, op dieselfde manier of 'n soortgelyke manier raak ons longe ontslaaf van toksines, in die manier van hoe ons uitasem, maar slijmvliese gaan daarmee gepaard, en die slijmvliese wat nou binnekant is, het ook 'n wonderlike ingewerkte of ingebouwde manier om van toksines ontslae te raak deur die feit dat dit slijm produseer. As ek verkoue kry, is dit altyd omdat daar kieme is wat ingekom het, wat ek aangesteek het by iemand? Nee, baie verkoues is net my eie liggaam wat my eie toksines uitgooi om te probeer uitwas. Is dit nie ongelooflik nie? En wat maak ons as ons verkoue kry? Ons drink 'n antibiotika. Groot oormeerderheid van verkoues is eintlik net 'n detox-proses. So my vel help my om te detox, my longe help my om te detox, my niere, ons almal is bewus van dit, dat my niere moet ontslaa raak van toksines, en ek hoop ons weet, dat my niere kan alleenlik daai toksines uitwas, met die medium van water. Ons weet dit, né? Ek hoop ons weet dit, so ek gaan nie vandag baie tyd op dit spandeer nie, maar my niere kan daai toksines nie uitwas, as dit nie met die water uitgewas word nie. So, as ek nie drink nie, as ek nie water drink nie, kan daai toksines nie uitkom nie. My kliere is deel van dit. Het julle al gesien as mens baie siek is, dat jou kliere opswel, mangels, weet ons swel op, onder andere? Wat is mangelontsteking wat aanhoudend kom? Is dit 'n tekort aan 'n mangeloperasie? Maar dit is wat baie van die dokters dit laat klink. As jy aanhoudend mangelontsteking kry, bedoel dit jy moet nie jou mangels meer hê nie. Maak dit sin? As my mangels heeltyd ontsteek raak, bedoel dit daar's te veel toksines. Ek moet die toksines uitsorteer. My kolon is 'n manier hoe ek van toksines ontslaa raak, en natuurlik die lewer is ook 'n komponent daarvan. En ons gaan vandag so klein bietjie in fokus op die lewer. Eintlik maar meer omdat dit een van die organe is wat ons nie baie aan dink nie en wat ons nie altyd baie goed oppas nie, maar mens kan 'n uur omtrent op elkeen van hierdie onderwerpe spandeer. So omdat ek weet julle gaan aan die slaap raak, gaan ons nou bietjie oorgaan en ons gaan net aan die lewer spandeer, en ons gaan nou nie elke een van hulle analiseer nie. Die lewer wil ek hê ons moet dit soort van vergelyk aan 'n enkelma. Nou ek weet nie of alle enkelmamas hierdie scenario het nie, maar in die flieks, toe ons nog fliek gekyk het, die movies gekyk het hulle baie keer dit uitgebeeld dat 'n enkelmamma is 'n mamma wat ekstra baie het wat sy moet na omsien, en ek stem saam, dit is in 'n praktiese manier, so sal ek saamstem, dit is heeltemal so. En baie keer in die movies wys hulle van die enkelmamma wat meer as een werk het. Sy gaan na haar werk toe in die oggende, en dan as sy by die huis kom, dan sort sy gou die kinders uit soveel as wat sy kan, en dan gaan sy sommer in die aand as die kinders in die bed is, dan gaan doen sy sommer nog 'n tweede werk, net om genoeg inkomste kan kry. Het julle al daai movies al gesien? Miskien het baie van julle dit al persoonlik ervaar. Dit is omtrent hoe mens voel, en ek dink deesdae voel dit vir mense asof selfs al is jy nie 'n enkelouer nie, moet jy amper in daai tempo werk. Maar ons gaan dink aan die lewer asof dit in hierdie prentjie is van 'n enkelouer wat twee werke het wat hulle moet doen. So die lewer met die enkelmamma wat nou werk, is daar 'n dagskof en daar's 'n nagskof. Nou voordat ek aangaan met die volgende skyfie, wil ek hê ons moet net in ag neem dat net soos met die lewer en net soos met die mamma, kan 'n mens nie 'n mamma se werk opsom in een geselsessie nie, as ek dit so kan sê. Die van julle wat mammas is, kom ek sê so, die pappas, moenie eers 'n hand opsit nie, want julle gaan nie verstaan heeltemal alles wat die mamma doen nie. Die van julle wat aan die vrouekant is, weet dat ons het altyd 50 eisters in die vuur, en dit is nie net vir mammas nie, dit is vir alle vrouens, dink ek. Mense het maar 'n reputasie daarvoor dat jy 'n klomp goeders gelyk probeer uitsorteer. Jy het jou werk wat jy gaan doen, maar terwyl jy by die werk is, dink jy aan jou ma wat jy moet versorg, en jy dink aan jou skoonouers, en jy dink aan die kinders wat by die skool is, en jy dink beplan vir Sabbat se kos wat jy nog nie gemaak het nie. En dit is maar deel van hoe dit is, en daai prentjie is 'n goeie beskrywing van die lewer, want die lewer het verskriklik baie funksies. En ek gaan dit vandag vereenvoudig tot so 'n mate dat
Dit is eintlik heeltemal te vereenvoudig. Dit is fisiologies amper onakkuraat om dit so te sê, want die lewer het nie net 2 funksies nie, hy het verskriklik baie funksies, maar ons gaan regtig dit nou net op die bare basics hanteer en ons gaan net kyk na sy 2 hooffunksiegroepe, as ek dit so kan sê. En die 2 hoofgroepe wat die lewer mee betrokke is 'n dagskof en 'n nagskof. En dit is 'n veralgemening. Daar is oorvleeling tussen die 2 funksies. Daar is sekere van dit wat wel deur die dag plaasvind en sekere van dit wat ook in die nag plaasvind. Maar hoofsaaklik kan ons aan die lewer dink in die sin van dat daar 2 hoofskofte is waarmee hy sy werk doen. En die dagskof is hoofsaaklik verteringwerk wat gedoen word en daar is 'n klomp subfunksies wat onder dit val. Die lewer is betrokke by vertering in soveel verskillende maniere. Net om 'n paar voorbeelde te noem. Ons het nou ons middagete geëet. Wie van julle het lekker geëet? Was baie lekker. Die wat nie sy hande opgesit het nie, is of van die slaap of ek weet nie, het nie genoeg ingeskep nie. Of iets in daai lyn, presies. So, ons het nou net geëet en daai kos is nou in die maag. Nou miskien ek probeer nie advertensiewerk doen nie, dis nie die punt van hierdie stelling nie, weet dit asseblief, maar vir die van julle wat nie weet hoe die maag werk nie, asseblief gaan kyk na nog van die lesings wat ons al opgeneem het, of as julle wil weet, ek stuur vir julle nog lesings van ander mense ook aan. Dit gaan nie oor my en my lesings nie, maar dit is van kardinale belang. As ons gesondheid wil oppas, dat ons weet hoe werk die maag en hoe vertering plaasvind. So dit is een van die onderwerpe wat ons nie vandag gaan behandel nie. Ons het onlangs in Naboomspruit daaroor gesels en daai lesings is opgeneem, so dit sal in elk geval beskikbaar wees. So dit is hoofstuk 1, as ek dit so kan sê. Ons gaan skiep na hoofstuk 2 toe vandag. Julle moet maar self hoofstuk 1 gaan bestudeer. Maar nou dat ons middagete in die maag het, is daar klomp funksies wat die maag doen. En soos wat daai kos nou klaar gaan verteer, oor 'n paar ure gaan daai kos deurbeweeg na die dundarms toe. En dan is die lewer al klaar by dit betrokke, want die lewer het sekere goeder soos byvoorbeeld met die gal wat afgeskei word om met daai mengsel te meng, om seker te maak dat daai nutriënte kan geabsorbeer word in die bloedstroom in. So die lewer het daar 'n funksie, maar dan wanneer al daai vertering al plaasgevind het en al daai goeders is nou klaar in die bloedstroom ingeneem, dan het die lewer 'n magdor menigte hoeveelheid chemiese funksies wat hy betrokke is, om al die goedjies in die regte vorme om te skakel dat dit bruikbaar is en dat dit gebruik kan word en dat die bloedsuiker normaal is en ensovoorts. Die groot woorde is nie belangrik nie. Die kompleksiteit van dit is nie belangrik nie. Die belangrike deel om daar te onthou is dat die lewer meeste van die tyd deur die dag is hy betrokke met al daai funksies wat te doen het met vertering. Dit is sy dagskof. In die nag is daar 'n paar goeters wat gebeur en ek gaan nou eers praat van die ideale scenario. In die nag is die lewer veronderstel om klaar te wees met verteringsfunksie. Kan jy albei werke gelyk doen? Kan jy op 2 kantore gelyk wees? Jy moet letterlik weggery by die een kantoor om by die ander kantoor te kan aankom. Of jy moet weggery het, huis toe gegaan het, kinders uitgesorteer het en dan by die nagskof aan te meld. Maak dit sin? Die lewer is presies dieselfde. Hy moet klaarmaak met verteringsfunksies en dan kan hy eintlik ordentlik aanmeld vir die volgende werk wat te doen het met detox. En dit is iets wat baie keer misverstaan word en as jy niks anders aan onthou van vanmiddag se praatjie nie, as die oë baie swaar is na die middagete en jy kan net een ding wegdra, is die belangrikste gedagte wat ek by julle wil los, is dat my lewer kan nie detox terwyl hy besig is met verteringsfunksie nie. En ons gaan so 'n bietjie ingaan oor hoekom dit prakties relevant is, maar dit is goed vir ons om net dit te verstaan dat die lewer doen sy maksimum hoeveelheid van detox werk wanneer hy af is, klaar gechila tyd het en hy van diens af is met die verteringsfunksies. En ons gaan nou verder daaroor gesels. Maar die volgende vraag om net gou te vra is, in die lig van wat ons nou van gepraat het van hoeveel toksines ons aan blootstelling kry, wil ek graag hê my lewer moet by die detox uitkom. Of is dit een van daai tipe van werkies wat ek nie omgee as die lewer inbel en sê, sorry, ek kan nie vanaand opdaag nie. Wie van julle het werknemers? Is dit 'n lekker ding as hulle op die nippertjie bel en sê, sorry, ek het kop seer. Is 'n bietjie van 'n probleem, is dit nie so nie? Dit hang af van wat hulle werk is en daar's baie goeders wat kan wag tot later. Maar kom ons vat dit as 'n voorbeeld. As daar iemand is wat inbel en sê ek kan nie vandag opdaag nie, is dit dalk nie 'n groot krisis nie. Maar as hy vandag nie sy werk gedoen het nie en hy kan môre ook nie opdaag nie en oor 'n week het hy nog steeds nie opgedaag nie en alles het opgebou, wat is die kans dat hy kan inhaal? Kans raak al hoe kleiner hoe minder hy daarby uitkom. Is dit nie so nie? Ek sê dit weer, as jy niks anders onthou nie, die lewer het verteringsfunksies en hy het detoxfunksies.
En as hy nie opdaag vir die detox funksies nie en hy het minder en minder tyd om daaraan te spandeer, dan kan hy naderhand nie bybly nie. Sal julle daai sinnetjie onthou? As hy nie kan opdaag vir daai werk nie, kan hy nie bybly nie. Alright. En wat is dit wat hy probeer doen? Wat is dit wat hy moet doen in die nagskof? Hy moet skoonmaak. Nou wie van julle het al in 'n huis ingestap wat julle gevoel het hierdie huis is miskien 'n paar weke of maande terug laas skoongemaak? As jy daar instap en jy sien dit, is dit 'n taak wat jy dink, ja, dit gaan vinnig wees, ons gaan gou chop gaan ons gou skoonmaak. Of voel dit so 'n bietjie oorweldigend? Toksines wat opbou, raak oorweldigend. Is dit nie so nie? Hoe meer stof daar ophou, hoe meer vetterige kos, spatsels daar om die stoof is. Wie van julle het al in 'n huis ingetrek waar die vorige huurders nie skoongemaak het nie? Het enige van julle al sulke ervarings gehad? Dit is nogal 'n ervaring. Mens vra jouself af, hoe leef mense so? En wat doen jy dan? Dan sê jy, okay ouens, ons gaan net gou 10 minute dan ons reg om die bokse uit te pak. Is dit wat gebeur? Dis 'n nagmerrie. Jy skrob en jy skraap. Ons het al in plekke ingegaan waar ons letterlik met 'n tile scraper, ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie, teelskrapertjie, het ons die taaigoeders probeer afkry dat ons naderhand besluit het om letterlik die kaste uit te haal en te vervang, want ons kon dit nie skoon gekry nie. Dit is nie 'n lekker storie nie. Wat is makliker, om daai skoonmaak te doen of om net elke dag by te bly met die bietjie opruim? Die ouers wat saam met ons hierso is, sal weet, dit is dieselfde ding wat ons vir ons kinders sê. Wat is makliker, om net elke aand net gou weg te pak wat jy uitgetrek het, of om een keer 'n week die hele hoop weg te pak? Om by te bly is mos makliker. So kom ons loer gou vinnig na een scenario. Nou, julle hoef nie die skrif hierso te lees nie. Ek sal dit aanstuur vir die van julle wat dit na die tyd wil lees. Ons gaan net gou vinnig deurdraf deur die algemene dag. So kom ons begin hierso op 'n punt. My algemene dag, ek gaan my lewe beskryf hoe dit was toe ek 'n jong student was. Ek het baie vroeg opgestaan want ek moes baie vroeg by die klas gewees het toe ons medies gestudeer het, so ek het my oë baie vroeg oopgemaak en dan as ek al klaar is vir ietsie, so dan as ek in die kombuis en ek vat 'n appel of dis 'n beskuit of 'n wat ook al. En dan het ek nou nog nie kans gekry om ontbyt te eet nie, so jy het nou net gou vinnig daai gehad. Dan vat jy miskien 'n paar goedjies en in die kar terwyl ek gery het, want dit was Johannesburg gewees, so ek het geweet ek gaan lank ry, so dan terwyl ek ry in die kar, dis nou so 40 minute later, dan eet ek ontbyt terwyl ek nou ry. En dan eet ek wat ook al ek vir ontbyt eet, wat ook al ek kan eet terwyl ek bestuur. Dan kom ek by die klas aan en dan het ons nou die eerste 2 lesings. Daai eerste 2 lesings kan ek my oë nie oophou nie. Ek voel asof ek nie lekker geslaap het die nag voor die tyd nie, so ek is mislik. So, die eerste breek wat ons kry 10:00, dan gaan ek na die tuckshop toe en jy gaan koop pakkie peanuts en rosyne. Ek was baie gesondheidsbewus. Ek het nie junk kosse gekoop nie. Ek wou gesond geëet het. So dan sê ek 'n bietjie miskien neute of peanuts en rosyne gekoop het en miskien ek weet nie, 'n carrot muffin of ietsie wat gesond is, jy weet mos. En dan eet ek dit nou, dan sit ek in die 10:00 lesing van 10:00 af, dan stretch ek daai kossies dat ek van 10:00 af tot 12:00 wanneer dit lunch is, dan pesel ek so aan die goeders net om my oë te kan oophou want ek kan nie my oë oophou nie. Het julle al kos gebruik om wakker te bly? Okay, en dan 12:00 is daai kos nou klaar, dan probeer ek nou wakker bly vir die laaste lesing. En dan 1:00 as ons 'n breek het, dan gaan koop ek nou middagete. Dan eet jy middagete. Okay, en dan hoe maklik is dit om vir die 3:00 lesing, 2:00 lesing wakker te bly? Ook nog nie maklik nie. So julle voel dit ook nou, so dan het ek nog ietsie gehad wat ek gepesel het of ek het gesit en skryf op my notaboekie en nie geluister na die lesing nie. In elk geval sê dit nie hardop nie. Dan uiteindelik 4:00 dan maak die klasse klaar. En wat maak jy as jy 4:00 in die kar klim of op pad is om in die kar te klim? Dan is jy rasend honger. Het julle nie altyd ervaar nie? Dan is jy skielik doodhonger, want jy het nou 1:00 laas regtig ordentlik geëet en dan is jy vrek honger. So dan sit jy in die kar of jy stop op pad by 'n garage en koop ietsie of jy maak dit net tot by die huis en as jy by die huis instap, dan begin jy solank ietsie eet. So ek het gesond geëet. Ek het nie junk geëet nie, maar dan het ek die vrugte begin aap en die goedjies begin pesel sodat ek net kan dit deurtrek totdat ek die kos kon klaarmaak en dan as ek nou kos gemaak het, dan eet ek nou. Watter een van daai etes is die grootste ete vir die dag dan? Die aandete, dis mos obviously is dit die aandete. So dan eet ons grootste ete in die aand en die storie kom jy nou klaar want tussen die aandete probeer jy nog ander goeders uitsorteer, so jy sit nog 'n bondel wasgoed in en wat ook al. So dan eet jy op die einde van die dag miskien 6:00, 7:00 in die aand, miskien bietjie later. En dan moet ek nou gaan studeer. Nou hoe maklik is dit om dan wakker te bly en te gaan studeer terwyl ek heeldag op en af was? Nie baie maklik nie. So wat is op my lesenaar? Ietsie om mee wakker te bly. So dan sal nog neute of
rosijntjies of ek weet nie wat nie, biltong en jy sit en eet terwyl jy swat tot 11:00 in die aand wanneer jy ook nie jou oë kan oophou nie en dan gaan klim jy in die bed. Okay. Hoeveel van daai kos deur die dag het ordentlik verteer? Die van julle wat nog nie ons lesings gekyk het oor die wasmasjien, nie gaan kyk hoe werk 'n wasmasjien, maar die bottom line van die wasmasjien is as die wasmasjien se vorige bondel nog nie uitgehaal is nie en jy sit die nuwe bondel in, gaan dit lekker was. Elke bondel wasgoed moet klaar was en klaar wees en uitgehaal word voordat jy die volgende bondel wasgoed kan insit. Die maag werk actually presies dieselfde. So teen die einde van daai aand het ek heeldag bietjies ingesit. Nie een van dit het ordentlik klaar verteer nie. Niks van dit het ordentlik verteer nie. Dit het eintlik begin vrot, glo dit of nie. En dan teen die aand kan ek nie verstaan hoekom ek is nou nie meer gemaklik nie. Alles is nou al opgeblaas. My man het baie keer vir my gevra, toe ons nou later getroud is en dieselfde patroon gevolg het, het hy gevra, is ons nou 6 maande of 7 maande swanger? Wat is dit vanaand? Want jy swel op, jy voel nie lekker nie. En ek het nie eers gevoel dit was lelik geweest nie, want ek het dit geweet. Ek sal dit nou nie demonstreer nie, maar ek het regtig baie opgeswel. So jy het heeldag pesel ons, op watter skof was die lewer geweest deur daai proses? Sê weer? Hy was net geskok geweest. Jy is heeltemal reg, die lewer is nie beïndruk met hierdie situasie nie, maar nietemin hy probeer sy beste. So wat het hy probeer doen deur die dag? Hy het probeer om by te bly met vertering, is ek reg? Van die oggend vroeg tot in die aand en dan 11:00 in die aand, of as ek, miskien is julle roetine dalk beter, dalk klim julle 9:00 in die bed en dan terwyl mens nog sit en lees, dan jy dalk lemon creams in die bedkassie wat jy eet, is dit nie? Ek weet nie, my pa het altyd goeders in sy bedkassie, ek dink dis nie normaal. Nou as die lewer nou chai tyd het 9:00 in die aand, en hy het heeldag daai gedoen. Maar wat het ons nou nog gesê? Wanneer is die lewer se betrokkenheid met vertering? Is dit net terwyl ek dit insluk? Dis nog terwyl die kos verteer en wanneer dit in die bloedstroom ook is ek reg? Okay, so as ek my laaste happie lemon cream geëet het 9:00 in die aand. Kom ons dink dit nou so. Ek het nou nie te laat wakker gebly nie. Ek het 9:00 in die aand my laaste happie lemon cream geëet. Wanneer chai die lewer? Om en by middernag. Okay, so nou het hy heeldag gewerk aan vertering en middernag se kant, dan maak hy nou klaar met die laaste goedjies. Met dit gesê, dit wat jy 9:00 in jou maag insit vrot, dit verteer nie ordentlik nie, so daar's klomp ekstra toksines wat eintlik dan geabsorbeer word in die stelsel. En dan het die lewer tussen 12:00 en miskien 5:00 om 'n bietjie detox te doen, as jy gelukkig is, as hy teen 12:00 al begin het. So uit 'n kortertjie van detox en dan 6:00 of 5:00, half 6, 5:00 word ons wakker en dan maak ons weer die nuwe dag wakker met 'n beskuit. Is dit nie so nie? Okay. So, in daai dag, ons het nie eers gepraat van ongesonde kos eet nie. Ons het gepraat van gesonde kos eet. Net bloot met die rotine het ek toksines gehad wat gevorm het want my kos het nie reg verteer nie en daar is fermentasie wat plaasgevind het. So het ek meer toksines ingekry in die dag as wat ek uitgewas het. Ja. En dan deur die nag was die lewer meer besig met vertering of meer besig met detox. Hy het minimaal detox gedoen, as ek reg as ek dit sê. Ons het nou geraak aan die vraag en ek gaan dit weer sê. Hoe maklik is dit vir ons om in vandag se day and age geen blootstelling aan toksines te kry nie? Dit is amper onmoontlik. Ons het die heeltyd blootstelling aan toksines. En ons het nou nog gepraat van die organe wat help om skoon te was, maar die vel, onder andere, is een van die organe wat ons baie keer vergeet, absorbeer ook. Hy gee nie net gifstowwe af nie, maar hy absorbeer ook. So as ek aan iets vat wat ek nie eintlik in my bloedstroom wil hê nie, moet ek onthou dit kom in my bloedstroom in. My Handy Andy, my shampoo, my Dove. Wie van julle sal happy wees as julle kinders bietjie van die shampoo drink? As ek dit nie in my bloedstroom wil hê nie, moet ek wonder of ek dit op my vel wil sit, want my vel absorbeer dit. So alles van wat ek inasem, tot wat ek op my vel het, tot die kosse wat ek eet, tot die roetine waarin ek my kos eet, produseer toksines. En nou kom die vraag weer terug. As ek in 'n vuil huis intrek, wat die vorige huurders nie mooi skoongemaak het nie, hoeveel tyd moet ek afsit vir die skoonmaak? Net 'n paar vinnige minuutjies, of so lank as moontlik? Dis nie 'n moeilike vraag nie. Ons stem saam daarmee. So kom ons kyk na 'n tweede scenario. Ek weet daar is baie verskillende
roetines wat aangeraai word vir mense. En wie van julle het al gehoor dat die dieetkundige gesê vir mense, jy moet 6 klein etes 'n dag eet as jy wil gewig verloor en as jy jou bloedsuiker wil stabiliseer as jy diabetes. Het julle al gehoor van die kort klein gereelde etetjies? Dis die algemeen wat aangeraai word. Ek het dit vir jare lank het ek dit vir mense gesê. Ellen White skryf 'n paar jaar terug nou al dat die ideaal is vir ons om 'n minimum van 5 tot 6 ure gaping te hê tussen ons etes. Hoekom sê sy dit? Wat is die rede wat daarmee gepaard gaan? Dat die wasmasjien kan klaar was. Dis so eenvoudig soos dit. Die wasmasjien siklus van die maag is ongeveer 5 ure. So as ek elke 3 ure nuwe kos in my maag insit, dan het die siklus nog nie klaar gemaak nie. So ek moet my maag kans gee dat hy elke siklus klaar kan maak, dat daai ete klaar kan verteer en dat my maag kan leeg maak voordat ek die volgende kos insit. So sy skryf van die belang van 5 tot 6 ure tussen die etes. Sy skryf met plekke, en julle kan dit gaan opsoek, daar's plekke waar sy sê, nie 'n neut, nie eers 'n proekie. Die Engels sê, not a taste of food should enter the stomach between the meals. Hoekom? Want as ek die deur oopmaak van daai wasmasjien en ek sit 'n vuil kous in die wasmasjien in terwyl hy halfpad in my siklus is, hierdie is nie sommer net enige wasmasjien nie. Die Here het hierdie wasmasjien geskep. Dis 'n smart wasmasjien. Hy stop sommer die hele siklus en sê, wag, ons moet van voor af weer begin. So daar's 'n klomp prosesse wat die liggaam doen. En daar's 'n rede hoekom dit geskryf is vir ons, om te sê, hou hierdie liggaam in die beste kondisie. So, die spasiering tussen die etes word daar gegee. Maar wat is die volgende ding wat bygegee word? Sy sê, meeste mense sal ervaar, dat 2 etes is beter as 3, en as daar 'n derde ete is, dis hierdie ene hier laat aand, as daar 'n derde ete is, wat is die beginsels wat gegee word as ek 'n derde ete eet? Dit moet die kleinste ete wees. Ek moet seker maak dat die gaping is nog steeds lank genoeg, dat die middagete klaar verteer het, dat ek nie daai aand so ietsie insit in 'n maag wat nog besig is met middagse ete nie. So die gaping moet lank genoeg wees. Dit moet die kleinste ete wees en sy sê dit moet ver weg wees, a few hours from bedtime. Hoekom is hierdie beginsels vir ons gegee? Is dit net omdat die Here gesit en dink het, kom ek dink watse reëls kan ek uitdink wat hulle kan irriteer? Hy weet hoe hy ons geskep het. Hy het die manual geskryf want hy het hierdie wasmasjien geskep, hy het hierdie lewer geskep, hy het die organe geskep en hy sê, dit is hoe jy hierdie liggaam kan help om eerstens so goed as moontlik te funksioneer en tweedens so goed as moontlik van toksines ontslae te raak, want jy gaan toksines inkry. Dit is nie eens 'n kwessie nie. So die etespasiering, as ons vinnig net kyk na hierdie scenario, as ek in die oggend my ontbyt geëet het en ek het 'n goeie ontbyt geëet, ek het die wasmasjien se deur toegemaak, ek het die startknoppie gedruk en ek los daai wasmasjien om klaar te was. En hy kan sy siklus deurgaan sonder dat daar iets is wat hom in die rede val, so daar's nie kosse wat vrot nie, hy was klaar en dit gaan deur en daai nutriënte word in die bloedstroom opgeneem. Klink dit goed of sleg? Dit klink uitstekend, alright. So daar's 'n klomp ekstra toksines wat daarby gepaard gaan nie. Dan as ek my goeie 5 tot 6 ure gaping gegee het, is my maag gereed om die volgende ete in te vat. Die spiere van die maag het bietjie gerus en hulle is gereed om weer hulle kontraksies te doen en daai volgende lading van kos lekker fyn te maak. So ek eet my volgende ete en ek eet hom en ek los hom dat hy klaar maak. Teen wanneer is daai vertering dan nou klaar? Dit hang af van hoe laat ek dit geëet het, maar 4 tot 5 ure later is dit klaar. En as ek dan in die aand, sê maar nou net vir hierdie argumentsonthaalwe, sê maar ek besluit ek gaan nie dan 'n derde ete eet in die aand nie. So in hierdie setup, as ek my middagete geëet het, sê maar 2 uur of 3 uur se kant, en ek weet 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur, teen 7 uur is my maag nou leeg. Vir argumentsonthaalwe, teen 7 uur, half 8 se kant, is daai maag nou al klaar leeg. So die lewer het dan nog so klein bietjie werk na dit, maar sê maar byvoorbeeld, ek kan in 'n roetine eet waar ek 9 uur in die bed kan klim, en as ek aan die slaap raak, dan kan my lewer outomaties onmiddellik begin met detox. Hoeveel ure is dan beskikbaar vir die lewer om skoon te maak? Kan ons sien hoe groot verskil dit maak? Dit is 'n verskil van 4 ure. Die lewer se werk word met 4 tot 5 ure kort geknip deur ons algemene tipe van roetine. Terwyl as ek hierdie roetine volg, kan ek elke liewe aand vir die lewer 'n addisionele min of meer 3 tot 4 ure van ekstra skoonmaaktyd bysit. Wie van julle het skoonmakers wat by julle werk by die huis? Hoeveel kry hulle gedoen in 4 tot 5 ure of 3 tot 4 ure? Is nogal baie wat hulle ekstra kan gedoen kry, is dit nie so nie? Eenvoudige beginsels klink baie keer te eenvoudig.
Dit klink soms asof dit nie so groot verskil kan maak nie. En mense vra baie keer vir my, wat kan ek doen om my liggaam in beter gesondheid te kry? Wat kan ek doen met my suikersiekte? Wat kan ek doen met my hoë bloeddruk? Wat kan ek doen met wat ook al? En ons het gesit en gesels vanmiddag so kortliks, wat maak ek nou? Want ons praat meeste van die tyd telefonies met mense. Ek het nie 'n kantoor of 'n praktyk waar ek mense ondersoek nie, so jy is beperk in terme van wat jy kan doen met 'n diagnose. Maar een goue reël wat ek al klaar gereël het of geleer het, is dat al weet ek nie 100% wat die diagnose is nie, kan ek nooit verkeerd gaan om met die basiese beginsels soos hierdie te begin nie. Want wie van ons, en julle kan julle hande vir my opsit, wie van ons het nie daai ekstra bietjie detox nodig nie? Enige iemand? Wie van ons kan sê, nee, ek is skoon genoeg, my liggaam het geen toksines nie, ek het nie nodig om ekstra skoonmaaktyd te gee vir my lewe nie. Kan enige van ons dit sê? So maak nie saak wat my siektetoestand is nie, dit is een ding wat ek altyd kan aan aandag gee is, verbeter die vertering en maak meer tyd beskikbaar vir my lewer vir skoonmaaktyd. Daar's een laaste ding wat ek sal bynoem hierso, en dit is iets wat ek op 'n radiopraatjie gehoor het 'n paar jaar gelede, en toe na dit ook bevestig het met van my studies in gees en profesie, is die feit dat die lewer se skoonmaak nie net in die aand gebeur omdat ek nie in die aand eet nie, maar omdat die lewer se skoonmaakprosesse ook beter gebeur terwyl ek slaap. So die twee gaan hand aan hand. Dit help nie ek is in 'n vastende toestand, maar ek is wakker tot 11:00 nie. Nou ek weet ek sê dit hardop nadat ek gisterand weer eens te laat gaan slaap het. Ons is baie skuldig met dit en is iets wat ons konstant aan moet werk. Maar my slaaptyd is ook van kardinale belang, want daai skoonmaakprosesse gebeur terwyl ek slaap. En in my brein, om terug te kom na ons gedagtes toe, my brein het sekere toksines wat hy van ontslaa raak net tydens slaap. Dit kan glad nie gebeur as ek wakker is nie. So daar is 'n noodsaaklikheid van elke element wat die Here vir ons gegee het, van nutrition tot oefening, tot vars water, tot slaap. Elke komponent is belangrik vir ons gesondheid. Ek hoop dat dit gee vir ons 'n bietjie meer van 'n idee, en ek hoop dat ons kan hierdie prentjie in ons gedagtes agterhou, dat daar hierdie balans moet wees. Ek het 'n balans nodig tussen om seker te maak dat ek goeie goeders inneem, en almal van ons wil weet wat is gesonde kosse, en ek dink ons weet eintlik wat is gesonde kosse. So dit is goed vir ons om gesond te eet. Maar ek moet ook wegbly van die toksines. Ek moet my werklading van skoonmaak moet ek so laag as moontlik hou. Ek moet nee sê vir dit wat ongesond is. En dan moet ek seker maak dat dit wat in my liggaam ingebou is om skoon te kan maak, moet ek aanhelp sover as wat ek kan. En dit kan ek doen deur my roetine. Die laaste gedagte wat ek by julle wil los, is dat as 'n mens, ons het kortliks vanoggend daarvan gepraat, as ons dink aan natuurlike gesond word metodes of leefstylgesondheid of hoe ek op die eenvoudigste maniere gesond kan wees, dan is hierdie toksienelys hier regtig belangrik. En vir die van julle wat dit wil hê, ons kan dit aanstuur. Ons het soos ek vanoggend genoem het, ons het 'n opsommingkie waar ons dit met julle kan deel. 'n Lysie van goeders wat ons nou al stuk geleer het wat nie goed is vir ons liggaam nie. Goeders wat ons wel oor beheer kan uitoefen om te kan sê ek gaan nee sê vir dit. En ek wil vinnig noem, van vanoggend het ons gepraat oor die brein en die kinderbrein en die grootmensbrein en die feit dat die limbiese stelsel het daai neiging om te wil hê dit wat ongesond is. Maar dink net daaraan, elke liewe keer as ek nee sê vir iets wat ongesond is, watter deel van die brein versterk ek? My frontale lob, is dit nie so nie? So hoeveel keer 'n dag het ek 'n geleentheid om my frontale lob te versterk? Elke keer as ek nee sê vir tussenetes. Elke keer as ek sê nee dankie vir iets wat ek eintlik al lankal weet wat ongesond is, maar nog steeds eet. Elke liewe keer as ek honger raak, maar ek weet dit is nog nie eintlik 5 ure na my vorige ete nie, en ek dink by myself, okay, ek gaan nie nou onmiddellik eet nie, ek gaan net dit stretch, dat ek net my maag daai genoeg tyd gee. Dit is oor en oor geleenthede om my frontale lob te versterk met daai keuses. Is dit nie 'n wonderlike geleentheid wat die Here eintlik vir ons ingebou het om my gebedbrein te versterk nie? En met dit in gedagte wil ek afsluit met hierdie pragtige woorde. Ek gaan dit in Engels lees, maar dit is 'n kwotasie wat altyd by my bybly. All things in nature testify to the tender fatherly care of our God. Voordat ons ewen aangaan, stem julle saam dat dit wat ons nou van gehoor het, wat ons praat oor die lewer, net die eenvoudige funksie van die lewer, getuig van die feit dat God het hierdie eenvoudige goeders ingebou om ons te help skoonmaak, om ons te help herstel en om ons liggame op te bou. Is dit nie iets wat tog maar ook weer terugwys na sy liefde toe nie? All things in nature testify to the tender fatherly care of our God and to his desire to make his children, om alles wat lekker is van hulle weg te hou. Is dit wat dit sê? As my lewer meer skoonmaak tyd het en ek
raak ontslaaf van toksines en ek raak ontslaaf van inflammasie. Is dit iets wat my ontneem van iets wat lekker is? Natuurlik nie, dis iets wat my gesond hou. His prohibitions and injunctions are not intended merely to display his authority, but in all that he does, he has the well-being of his children in view. En in die laaste stukkie is een wat ek hoop ons kan memoriseer en in ons harte inbere. He does not require his children, them, to give up anything that would be best for them to retain. Dit maak nie saak wanneer jy daai lysie deurlees nie. As jy vandag daai lysie kry, of wanneer ook al jy dit kry en jy sê, nou lees ek hierso deur goeders wat ek lees is toksies. En ek besef hoorie maar suiker is nie goed vir my nie. En hierdie ding is nie goed vir my nie en daai ding is nie goed vir my nie. Is dit 'n lysie wat ek deurlees en sê, o, dis goeders wat die Here sê, ek mag nou nie geniet nie? Nee, die Here sê, ek sal nooit vir jou vra om te begin nee sê vir iets wat oukei is vir jou om te hou nie. As dit oukei is vir jou om te hou, as dit gesond is vir jou, as dit jou nie gaan skade doen nie, sal ek dit vir jou gee. Wat sê die Bybel? Die Here ontneem geen, net soos 'n ouer vir sy kind, sal die Here geen goeie geskenk weghou van sy kinders af nie. So as die Here wel vir my 'n lysie gee van goed wat sleg is vir my, kan ek daai versekerheid hê om te weet dat hy sal dit nooit van my vra om dit op te offer, as dit oukei is vir my om dit te hou nie. Hy wil my en my gesondheid en my gebedsbrein en my karakter vir hier, vir nou en vir die ewigheid net bewaar en beskerm. En ek hoop dit is wat ons in ons gedagtes kan inhou. Die oorspronklike plan wat God gemaak het, is nog altyd die beste plan. En as julle dalk nou dink, ek weet nou nie of ek deur 'n lysie wil gaan nie, want daar's 'n lysie van goeders. Moenie eers begin worry oor die lysie nie. Die eenvoudige opsomming van dit is, gaan terug na God se oorspronklike plan. As jy met 'n pakkie ding in jou hand staan in Pick n Pay en jy lees daai lang lys van bestanddele, whatever en what, vra vir jouself, was dit beskikbaar in Eden? En as dit nie deel van God se oorspronklike plan is nie, sit dit sommer maar net terug op die rak. Want die eenvoudige ding is, ek het nie 'n lysie nodig nie, ek moet eintlik maar net gaan kyk wat God se plan was. Sy oorspronklike dieet, sy oorspronklike plan en die vertroue wat hy oorspronklik gevra het dat ons in hom stel om die beste vir ons te weet. Julle ken hierdie lysie, die van julle wat nog nie van dit weet nie, ons deel gerus met julle nog hulpbronne, maar dit is 'n lysie van die geskenke wat God vir ons gee om te sê, dit is wat jou gaan gesond hou, dit is wat jou gaan opbou, dit is wat jou liggaam in staat gaan stel om nie net 'n lekker lewe op aarde te hê nie, maar om lekker vir die Here te kan werk, om lekker in sy diens te kan staan en om die wonderlike gawes van die ewige lewe te kan geniet. Ons gaan oorgaan in vrae en ek weet dat daar is baie keer 'n klomp verskillende vrae. So kom ons begin met die vrae oor dit wat ons nou oor gesels het en dan sal ons van daar af gaan en bespreek en kyk of daar enige iets is, miskien oor ander onderwerpe wat ons nie vandag behandel het nie. Dis 'n goeie vraag. Het hang af. Hoeveel betaal julle vir gym elke maand? Hoeveel kos dit om in mense tuin te werk? Of hoeveel moet julle betaal om te stap iewers heen? Hoeveel betaal jy vir reën? En vir water en vir die sonlig? Kos die sonlig ietsie vir ons? Ek dink dis waar sy vraag vandaan kom, want mense se eerste vraag as hulle hoor ons hou van gesondheid, dan sê hulle vir ons, nee, maar ons het nie die finansies om gesond te lewe nie. Dit was nooit die Here se plan dat gesond leef duur hoef te wees of baie geld hoef te kos nie. Good point. Wel, gesonde lig kos deesdae meer en meer. Jy moet baie ver ry om dit te kan kry. Die Here wil vir ons dinge beskikbaar maak teen 'n bekostigbare prys. Ons gaan nou terugkom na die woord wat missing is. Dit was 'n vraagie daar agter, ja. Net weet die ding oor die lewe, of jy meer aktief is of minder aktief is, dit dieselfde prinsipie. Snaaks genoeg ja, inteendeel hoe meer aktief mense is, dit help vertering aan, maar terselfdertyd het dit nie daar's 'n tegniese antwoord en dis 'n eenvoudige antwoord vir dit. Die aktiewe kant van saak, as mense baie aktief is en hulle gebruik baie energie, dit help dat jou kos goed verteer en dit maak dat die verteringsproses meer
effektief gebeur, maar dit verkort nie spesifiek die tyd nie. En dit is ek dink 'n deel wat vir my ook nuus was. Ek het altyd by myself gedog, as ek 2 of 3 ure nadat ek geëet het honger is, bedoel dit omdat my kos klaar verteer is. En snaaks genoeg, dit is nie altyd die geval nie. Baie van die hongersyne wat ons kry van die maag af, wat die limbiese brein interpreteer as ek is nou doodhonger, is eintlik dors. Dehydrasie is 'n groot komponent daarvan. En dan my maag, omdat hy nie verskillende sensortjies het wat verskillende seintjies kan stuur nie, is daar baie keer geïrriteerde gevoelens wat ook deur die brein geïnterpreteer word as hongerte. So as ek 2-3 ure na ete voel ek is nou rasend honger, is dit baie keer omdat my maag eintlik inflammasie in het of omdat die kos nie reg verteer het van vorige etes nie of so. En daai goue hongergevoel maak baie keer dat mense, veral wat atleties is of wat gym of baie aktief is, hulle voel baie keer nie, ek moet meer gereeld eet omdat ek meer aktief is. Maar jou maag het dieselfde hoeveelheid tyd nodig om daai kos ordentlik te verteer. Die ander ding wat daarbey inspel is, as jy baie aktief is, dan het jou selle natuurlik meer nutriënte nodig en jou verbranding van die sel se kant af is meer. Maar baie keer voel ons honger omdat die nutriënte nog nie by die selpunt uitgekom het nie. Dit bedoel nie noodwendig dat ek meer in die maag in moet sit nie. Dis net dat ek moet seker maak daai nutriënte kom eintlik by die selletjies. En as ek my vertering nie reg hanteer nie, dan bly my selletjies eintlik afgestorwe sonder daai nutriënte, want dit breek af voordat dit by daai plek inkom. Antwoord ek jou vraag vir wat jy nou okay. Yes. Is dit dieselfde vir kinders of die tyd en die eetes? Dis 'n baie goeie vraag. So dit is iets wat ons baie gereeld hoor is, maar my kind is nog 'n kind, hulle moet elke 2-3 ure eet. Maar enigiets oor die ouderdom van 3 kan mens eintlik al klaar hierdie 4 ure stretch doen. So vir baie jong kinders is dit 'n bietjie moeiliker, maar daar is self studies wat wys dat die oomblik as daai kind vaste kos begin eet, daai vaste kos het nog steeds 'n sekere hoeveelheid tyd nodig voor dit verteer. Die grootte van die ete het wel 'n impak op dit, maar die ander ding wat daarmee saamgaan, en ons het nou vandag nie baie diep in dit ingegaan nie, maar die maag se spiere het 'n groot komponent in dit. Die maag se laagies van spiere wat so moet hard druk om daai kos meganies te verteer, kan nie aaneenlopend net werk nie. So selfs al eet ek klein ete en daai ete verteer vinniger, as ek onmiddellik weer kos insit en onmiddellik weer, dan verg ek van daai spiere om konstant die hele dag te werk en hulle kan nie, hulle het rusperiodes nodig. So selfs met kinders is dit goed om hulle te leer dat as ek honger is, bedoel dit nie ek moet onmiddellik iets in my maag insit nie. My gereelde etenstye is nog steeds my beste manier van eetroetine opstel. En as ek honger is met my maag wat nou leeg is, as ek nou weet, ek is regtig honger en my maag is regtig leeg, is dit juis eintlik die ideale tyd om my vloeistowwe te druk. Dis om my hidrasie dan op te bou tot en met die punt wat dit dan weer etenstye is. So kinders oor die ouderdom van 2-3 kan al klaar gestretch word, sodat mens 3 etes 'n dag vir hulle kan doen. En dan met baie kinders, ons het toe Abby 4,5 was, amper 5 was, het ons 2 etes 'n dag begin doen en sy het heeltemal fyn gedoen met dit van die begin af. Ons het al baie ouers ontmoet wat eintlik op die ouderdom so jonk as 5 begin met 2 etes 'n dag. Die kern wat mense baie keer vergeet is, ons is grootgemaak met daai konsep van, ons is nie hongerkindjies van Ethiopië af, ons moenie honger gaan slaap nie. Julle het al dit gehoor, dit word verduidelik asof dit 'n verskriklike onreg is om te doen aan 'n kind om hulle honger te gaan laat slaap. Maar as ek gaan slaap met 'n leë maag, dan begin my lewer outomaties onmiddellik detox en hy kry die maksimum tyd. So dis eintlik goed vir kinders om van 'n jong tyd af te leer dat ek sê nie hulle moet doodhonger wees teen die tyd as hulle gaan slaap nie, maar as die maag sy vertering kon afhandel en leeg gemaak het teen die tyd as hulle in die bed inklim, kry hulle eintlik die beste kwaliteit van slaap en mense vind dat dit verbeter hulle eetlus dan vir die volgende dae sodat hulle nie so sukkel om te eet nie. Meeste van daai gevegte wat mense het met kinders van hulle wil nie hulle kos eet nie, is omdat daar eintlik kos is wat in hulle stelsel is wat vrot, wat hulle jakkie laat voel en daai eetlus bietjie afbring. So antwoord dit jou vraag. Yes. Nee, vloeistowwe is heeltemal oukei. So vloeistowwe wat nie vaste vesel en goeders bevat nie. En ek sê altyd onthou daar's 'n verskil tussen vloeistowwe en smoothies. Smoothies het nog steeds goed wat moet verteer word, alhoewel hy al bietjie afgebreek is. Maar vloeistowwe, helder vloeistowwe, of dit nou jou kruie tees is en of dit jou waters is en daai tipe van goed, daai vloeistowwe het nie nodig om deur die verteringsproses te gaan nie, want daar is nie nog goed wat moet afgebreek word daar nie. So daai vloeistowwe absorbeer in die bloedstroom in, baie keer reguit of uit die mond uit, bietjies van dit en dan reguit in die maag ook.
So vloeistowwe is 'n uitstekende alternatief vir 'n aandete en 'n warm drankie in baie gevalle as ons byvoorbeeld ouer mense het wat nou oorskakel wat die aandete moet begin wegneem of so lig as moontlik maak, dan sê ek baie keer vir hulle probeer die 2 etes 'n dag vir 'n tydjie en dan vervang jy daai aandete met 'n warm drankie, 'n lekker warm koppie tee of ons het 'n lekker resepie vir sommer 'n eie tee, soos 'n onion broth wat hulle maak met eie knoffel, bietjie sout, kook hom so klein bietjie. Daai savoury smaak is amper soos 'n sop tipe van smaak, maar daar is nie goed wat met verteer daarin word nie. Hy's anti-inflammatories, hy's antiviraal, hy gee vir jou daai gevoel van ek het nou iets in my maag, so jy het nie daai vreeslike honger kol op jou maag nie, maar jy gaan slaap met 'n stelsel wat in rus is. Jou maag is in rus, jou lewer kan jy weet onmiddellik begin detox, so dis 'n uitstekende opsie is 'n warm drankie in die aande. Honey, if you, I mean, sometimes I fool myself if I'm hungry. I have something sweet with honey. Yeah. Is that okay? Honey does not require digestion either, so that is it's also something that wouldn't interrupt the digestion process or it wouldn't interfere with that. So as mens heuning byvoorbeeld vat, of dit nou jou koppie tee is met 'n heuning in, of as dit 'n klein halfteelepeltjie heuning is of iets soos dit, hy word reguit geabsorbeer. Die enigste, dis nie 'n gevaar nie, maar net 'n caution. One caution that I would add to the honey is that if you are taking sweet things in the absence of a meal, that sugar is going directly into the bloodstream. Whereas when you are having your natural sweeteners together with all the fiber and the protein of a meal, then it releases that sugar more gradually. So for instance, if somebody has an issue with blood sugar levels that spike up and down, I would caution them not to have honey away from a meal or sweet things away from a meal. It should take with the meal so that it can be gradually released. Otherwise, you end up getting a very quick blood sugar spike, but then you also get a dip. And it's the dips that make us feel horrible. So, does that answer your question? Maybe it leads to the next question. Yes. Fruit juices. Yeah. Can you have fruit juices? You can, because they don't require digestion, but in a similar way, your fruit juices are very high in sugars. Ons vrugte is daar vir 'n rede. Ek sê baie keer, mense sien dit eintlik op party van die advertensies. Hulle sê vrugte is Eden se sweeties. Want daar's lekker soet vrugte en dit is veronderstel om lekker te wees. Die Here het nooit gesê ons moenie die soetigheid van sy natuur geniet nie. Maar wat kom saam met die vrugte is 'n klomp minerale, 'n klomp ensieme, 'n klomp vesel wat daai suiker in 'n pakkie bymekaar sit sodat dit stelselmatig vrygestel word. As ek die vrugte sap het, dan is al die vesel weg, baie van die minerale is weg, al die ensieme is gewoonlik dan ook weg en dan is dit net die suiker wat vinnig vrygestel word in my bloedstroom in. So it causes the same up and down cycle. So ideally, again, if you want to have sweet things, the ideal is to have them in their whole food form. So for instance, your dates versus your sugar, dates are very, very high in sugar, but because it comes in the package of all the fiber and the minerals and things like that, it doesn't cause the blood sugar spike in the same way. And ideally with fruit, you should have them with the full package rather than separated out. The occasional fruit juice, I don't think is going to be much of an issue, but it shouldn't be our main everyday kind of thing. It's also something that we find with kids. If kids are very used to drinking lots of fruit juices, even if it's 100% fruit juice, they are very reluctant to drink water. And they get used to that taste that every time I'm drinking fluids, it's got to be sweet. And it's a bit of a dangerous thing to train the brain to do because then we don't drink our water the same way. There was a question in the back, yeah. Dit hang af. Vir party mense kan dit 'n goeie ding wees om net een ete 'n dag te eet. Dit hang regtig waar af van wat daai ete samestelling is en of hulle regtig al hulle nutriënte in daai ete kan inbring. Daar is ook deesdae is daar baie sterk beweging in die rigting van een ete 'n dag en dan vervang mense die res van hulle etes met goed soos protein shakes of daai tipe van goeders. Die probleem met al daai goeders is dit is sinteties. Die nutriënte wat daarin is sinteties en dit het nie dieselfde impak as natuurlike nutriënte nie. Party van die sintetiese goeders, hulle sê ook op baie van die studies dat die sintetiese weergawe is mikroskopies en chemies identies aan die natuurlike, maar daar's baie studies wat al bewys is dat die sintetiese weergawe van nutriënte, insluitende sintetiese vitamiene soos Vitamiene C en al daai goeders, die sintetiese ene word nie dieselfde erken deur die liggaam nie, hy word baie keer trigger hy inflammasie. So daai vervangings is nie altyd 'n goeie idee nie. En meeste mense wat een ete 'n dag doen, sal een of ander replacement doen wat net nie dieselfde impak het nie. So oor die algemeen, dit hang af van persoon tot persoon, maar oor die algemeen is ons aanraai as iemand regtig wil seker maak hulle het 'n goeie vastydperiode of 'n vastende tyd vir die lewer se uitwerking, doen eerder 2 etes 'n dag. Net om daai een aandete uit te sny, maak al klaar 'n baie groot verskil. Antwoord dit jou vraag? Okay. Vir groente lewer, is daar natuurlike maniere om dit te werk?
Daar's baie goeie goed wat mens kan doen. En ek dink die een kant van dit is om hierdie beginsels in plek te kry om my lewer se skoonmaaktyd vir hom beskikbaar te stel. You're asking about one meal a day and I think the two come together. As iemand regtig siek is bietjie langer vastye baie keer noodsaaklik. Ek sou nie noodwendig sê iemand moet noodwendig permanent oorgaan na een ete 'n dag toe nie, maar as ek in 'n siekte toestand is dit baie keer 'n goeie ding om vir 'n tyd net een ete 'n dag te eet of om 'n paar vasdae te doen. Fasting is incredibly helpful for the liver that is diseased, but it depends on the situation. En dan, so eenvoudig as wat dit klink, of te vereenvoudig, hierdie basiese nieuwstaatbeginsels, wanneer mense begin wegbly van die toksines af en die goeie goeders in plek kry, dan sien ons daar is al klaar genesing wat plaasvind daar. En mense het al na ons toe gekom of ons het al gehoor van die getuienisse van mense wat 'n diagnose gekry het by dokters wat sê jy het nou hierdie lewerprobleem, hy kan nooit herstel nie, hy sal nooit herstel nie. En as hulle die toksines regtig begin uitsny en hulle verander die roetine dat daar detox tyd is wat beskikbaar is, dan begin daar goeders oplos wat hulle nie verwag het wat gaan oplos nie. So dit is kragtig. Ek kan nooit vir iemand 'n waarborg gee om te sê, jy weet jy gaan binne 2 weke gesond wees nie, want dit hang af van die scenario. Maar baie eenvoudige veranderinge kan 'n baie groot genesingsimpak hê. Yes. Hoeveel water is die regte hoeveelheid om te drink? Goeie vraag. Ja. Ek het 'n kind wat te veel water drink, soos sy sodiumvlakke het nou geval, en geen nutriënte nie en sy brein het nou geswel. So ek weet te veel water is op die goed, maar niemand kan sien wat die ratio is. Ja. Ek dink die rede hoekom dit so moeilik is om 'n spesifieke hoeveelheid deur te gee, is omdat dit afhang van baie verskillende faktore. En jy het nou geraak aan een van dit en dit is die minerale wat beskikbaar is. As iemand byvoorbeeld net reverse osmosis water drink wat heeltemal skoon is van alle minerale, okay, dit is nou skoon water, maar die minerale is ook weggewas, dan gaan hulle requirements miskien ook anders te wees as iemand wat ander tipe water drink. En die persoon die res van hulle dieet het ook 'n impak op dit. Die hoeveelheid toksines wat ons inkry het ook 'n impak. As ek baie toksine blootstelling het, moet ek ook 'n bietjie meer water inkry om daai toksines uit te was. En dan is my verlies ook iets wat in ag geneem moet word. So as ek byvoorbeeld 'n buitewerker is in die son en ek sweet my heeldag terwyl ek in die son werk, gaan my wat is die woord requirements? Ek kan nie aan die woord dink nie. Die aanvraag of die behoefte van water is anderste as 'n kantoorwerker wat glad nie sweet nie. So dit is nie 'n ding van dat mens eintlik kan sê daar's 'n formule vir dit nie. Daar is formules op internet waar hulle dit per kilogram uitwerk. Hulle sê jy het soveel liter water per kilogram nodig vir hierdie ouderdomsgroep en dan vir daai ouderdomsgroep en vir bietjie groter. Maar dit is nog steeds iets wat aangepas moet word vir die omstandighede. So die basislyn min of meer hang ook af van wat daai persoon eet. Daar's interessant genoeg is daar plekke in Gees en Profesie waar sy sê dat as mense regtig genoegsaam vars groente en vrugte sou geëet het, sou hulle ook nie so heeltyd dors gewees het, so baie water hoef te gedrink het nie. En dit is interessant want die Here bou water in, byvoorbeeld in 'n vrug, maar saam met dit bou hy die minerale in. So as jy dan nou jou vrug eet, kry jy vloeistof met minerale en ensieme en goeters by. Wat ook is wat hy in gedagte gehad het. Nou ek sal nooit vir iemand sê jy moet net vrugte eet en moet glad nie water drink nie, maar dit gaan afhang van daai persoon se dieet en dit is ek dink bietjie moeilik om hom vas te lê. Vir die algemene persoon as hulle gesonde dieet eet, hulle eet goeie vrugte, miskien saam met ontbyt en hulle eet genoeg rou kosse en goed saam met hulle middagete, as hulle etensgaping reg het en vertering is iets wat nie 'n probleem is nie, dan sou ek sê afhangende van is dit volwasse vir die average volwasse man kyk jy na tussen 2 na 2,5 liter water. Gewoonlik as dit bo dit gaan, as mense sê vir my hulle drink 3-4 liter water 'n dag, dan het ek vraagtekens oor hoekom is hulle heeltyd so dors. So dan moet mens gaan kyk, is daar te veel suiker wat inkom, is daar te veel toksines wat hulle die hele tyd daai dors gevoel gee. Toksines doen baie snaakse goeders in simptome. As die liggaam baie toksies is, dan maak dit baie keer dat ons nie kan ontslaa raak van 'n gevoel van dors nie, ons kan nie ontslaa raak van 'n gevoel van honger nie, maar dit is nie eintlik honger en dors nie, dit is toksines wat begin rooi liggies flikker, as ek dit so kan sê. So daai goeders moet in ag geneem word. Ek weet dit is moeilik om daai vraag. Ek het nou nie vir jou eintlik 'n direkte antwoord gegee nie. Ek hoop dit help so 'n bietjie, maar dit help soms as daar regtig iemand is wat sukkel met daai balans en as daar regtig probleme is soos met die elektrolyte, dat mense sit en jy doen 'n vol analise net van wat is deel van hulle algemene rotine. Ja. Ja. Die nieuwstartprogram as aanbeveling gee 8 glase water per dag. Ek dink dis 'n goeie ek sal sê norm neer te sit, maar so dokter sê op of af Ja. Dit is so en ek dink dit is 8 glas water is 'n baie goeie algemene basislyn. Maar dit tref my altyd soos wat Ellen White ook baie keer sê van ons moet intelligent
werk met die saak. En my ideaal gesproke sal my frontale lob oop genoeg wees om te weet as ek nou baie verlies gehad het op 'n sekere dag, moet ek dit 'n bietjie opstoot. As ek nie baie verlies gehad het nie. Die ander riglyn, en dit is dalk ook 'n goeie riglyn om te kan gebruik vir iemand wat nie seker is nie, is om te kyk na mense piepie. As ek nie gereeld genoeg piepie nie, dan moet ek ook weet ek is nie genoeg water wat inkom nie, maar my piepie is ook nie veronderstel om helder geel te wees nie. My piepie is veronderstel om baie liggeel te wees. So as ek sien my piepie is baie gekonsentreerd of is baie skerp in die reuk, dan weet ek kort meer vloeistowwe. Maar dan as ek my vloeistowwe inneem, moet ek ideaal gesproke daai elektrolyte saam met dit vat. En dis waar die ding 'n bietjie kompleks kan raak. There's also another scenario that happens and that is electrolyte loss. So baie keer moet mens gaan vra, is dit net van te veel water drink of is daar iewers waar die elektrolyte wegspoel wat dit nie moet gebeur nie. En dit is ook 'n ander ding wat daar kan inspeel, maar dit raak 'n bietjie meer kompleks. So you say, was it reverse? Should we be drinking reverse osmosis water? Reverse osmosis water is absolutely fine, but then we need to replace the electrolytes. So one of the recommendations is for every glass of water that you have reverse osmosis is to have a crystal of salt with it. And for instance, your pink Himalayan salt or your Celtic salt is high in minerals, in the big spectrum of minerals, as opposed to your table salt, which is basically void of all the good stuff. So if you do have reverse osmosis water, it's good to make sure that you are getting your electrolytes in as well. Either Himalayan salt Or Celtic, yeah. Any other? Ons is nou by, I'm coming back in. Ja, Tannie. Ja, want maar kan ik vraag wat misschien Jette van Rijden denken. Dis okay. Voor een elektromagnetische detox. Dis 'n moeilike vraag om te antwoord aan, want daar's eintlik 'n groot spektrum van verskillende masjinerie wat nou deesdae aangeraai word en daar's klomp verskillende nuwe metodes wat hulle van praat. En ek erken dat daar is van dit wat ek dink ek uit onkunde uit miskien vir mense sal sê ek raai dit nie aan nie want ek weet net nie genoeg van dit af nie. Kom vraag dat ik het weet. Okay. Ja, net wat ik weet. Die een ding wat ek wel weet is dat wat ek persoonlik ervaar het is dat baie mense wat gaan vir toetse waar daar 'n klomp verskillende ek wil amper sê diagnoses uitgegee word met van die toetse en die masjiene wat gegee word. Baie keer wat saam met dit gepaard gaan is 'n lang lys van aanvullings wat mense moet koop. Die terugvoer wat hulle kry is jy het hierdie aanvuller nodig en daai aanvuller en dit het ek altyd maar bietjie vraagtekens oor nodig want die Here het voorsiening gemaak in die basiese goeder vir ons en aanvullings wat sinteties gemaak is nie wat ons van afhanklik is om te lewe nie. So dit hang af in watter konteks van daai goedjies aangeraai word, maar die ander ding wat ek ook weet is dat ons kan detox, daar is sekere goeders wat help om te detox en daar is sekere krye wat ook help om te detox. Maar op die einde van die dag is daar niks wat kan sterk genoeg detox as ons te veel toksines in die liggaam insit nie. Dit kom altyd terug na om seker te maak ek sit minder en minder toksines in. Ek kan nie net skoonmaak nie, ek moet ook wegbly van die toksines as met dit wat ek wel kan beheer.